Dankie. Dankie vir die orkes, voorsangers. Dierbare, wonderlike Hemelse Vader, ons Here Jesus Christus en Heilige Gees. Here, wanneer die woord oopgemaak word, my God, dis wanneer daar lewe kom, dis wanneer daar wonderwerke plaasvind, Here. Dis wanneer U op U unieke manier met elkeen van ons kom spreek, o Heer. Soos vanaand die woord wat U vir ons kom gee, kom uit die hart uit, uit die hemel uit, spesiaal aan ons kom gee. Here, vang elke gedagte vas op hierdie oomblik. Laat ons nie dink, Here, aan ons probleempies vanaand nie. Maar kom ons hoor wat U vir ons wil sê, o Heer. En Heer, dankie dat U hier vanaand is. U is teenwoordig. Heilige Gees, kom neem beheer oor elkeen van ons en sê die woord in elke hart. In Jesus se naam. Amen. Vanaand wil ek graag uit Lukas 12, 35 tot 48 spreek. Ek gaan net sekere enkele verse uithaal daar vir ons. Daar staan geskrywe: Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sal kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Dan in vers 43, gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarlik ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as, die woordjie as, daar die diensknegt in sy hart sê, maar die Heer tel hom om ons te kom haal, en hy die diensknegte en die diensmaagde begin te slaan, en hy begin te eet en drink en dronk te word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op daardie dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, dat hy dit nie weet nie, en hy sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. Ek wil graag begin met 'n verhaal te vertel. Daar was 'n man met die naam van Adoniram Judson. Hy was 'n Amerikaner gewees, hy was 'n sendeling. Hy en sy vroutjie Anne. Hulle hartsbegeerte was gewees om sendelinge te wees. 2 weke na hulle troue, dis daar in die 18de eeue, besluit hulle gaan na 'n plekkie met die naam van Boerna. Hulle passie was gewees om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Aangesien dit 'n boeddhistiese wêreld is, was die taak nie vir hulle baie maklik gewees nie, en dit baie teenkantings ontvang. Maar Adoniram, sy hartsbegeerte was ook om die Bybel te vertaal, sodat daardie mense kan verstaan wat in die woord staan, en dat elkeen sy eie Bybel kan hê, en elkeen daarin kan lees. Hy het wel daarin geslaag om 'n handgeskrewe boekie te hê waarin die hele woord vertaal is. Maar ongelukkig was hy gearresteer gewees voordat hy kon gedruk het, maar hy het hierdie boekie versteek. En hy is in die tronk geplaas waar hy gemartel was, maar hy het nooit verklaar wat er van die boekie geword het nie. Sy vrou Anne het aangegaan met die evangelie in die geheim, en daar begin om soveel mense te bereik. Maar in haar laaste uur op haar sterfbed het sy so gelukkig gewees om te weet hoe die Here haar gebruik het. Want haar woorde was altyd gewees, haar hart is in God se hande en sy vertrou op Jesus se beloftes. En so sy gesterf met die wete dat sy baie mense bereik het.
Met 'n afsterwe het hulle besluit om 'n offer Adoniram vry te laat. En hy het gegaan, hy neem toe daai boekie, hy gaan laat dit druk, en hy begin weer met die evangelie te verkondig en Bybels uit te gee. En op sy sterfbed in sy laaste uur, toe kon hy terugkyk en vir die Here sê, dankie Here, hoe U my gebruik het vir hierdie taak. Jy sien dat almal van ons se lewens kom daar 'n laaste uur. Die titel van my boodskap is die laaste uur. Is daar die tyd by jou afsterwe? Elke een sal so tyd ontvang. En daardie laaste uur sal openbaar word. Wat was ons lewenswandel gewees met God? Waarna die ewigheid sal aanbreek volgens ons keuse hoe ons geleef het. Want daar is net twee paaie. Ons kies self wat 'n pad ons verloop. Die een pad lei na die verderf. En daardie laaste uur sal so 'n persoon onvoorbereid wees in sy lewe en sy lampie sal nie brand nie. Maar vir hulle wie gereed is op die Here, wat op die ander pad gekies het waarop die Here is. Vir so 'n persoon het die Here beloof dat hy sal so 'n persoon sy heupe omgord en sy lampie sal skyn, dit sal brand vir die Here. 'n Vol lampie beteken om gereed te wees vir die bruilof. Dit is die pad wat die Here wil hê ons moet stap. Die regte lewenswandel moet ooreenkomstig wees by die evangelie van Jesus Christus, deur ons volkome eengesind standvastig sal stry vir die geloof van die een evangelie. Toe die Popeye het altyd hierdie woorde paar keer vir die kansel afgespreek. Only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Daai woorde het altyd by my gebly en dit het my so getref. Jy sien, elkeen is verantwoordelik vir sy eie lewenswandel. Wanneer 'n persoon self in beheer wil wees van sy eie lewenswandel, sal haar die laaste uur so gevul wees van vrees en onsekerheid. Maar wanneer die Heilige Gees in beheer is van ons lewenswandel, dan sal hy lewe gevul wees, hy tydjie, met geduld, liefde, heiligheid, geloof, suiwerheid van hart, godsaligheid, vrede en sekerheid waarheen as hy op pad. As ons kyk na die lewenswandel van Jesus Christus, hy wie uitverkies is deur die Vader, die taak kon nie aan 'n engel gegee word nie, want die engel het self op geval. Toe het dan net vanoggend mooi hieroor gepraat, oor Jesus se lewe. Maar Jesus het as kind, was hy gehoorsaam aan sy hemelse Vader. Hy het die dinge gedoen wat sy Vader van hom verwag. Hy het die Torah gelees, hy het geleer. Hy het die tempel bygewoon. Hy het later self mense onderrig in die tempel, en hulle was verbaas gewees oor sy wysheid. Toe hy volwasse man geword het, toe het hy nog steeds die tempels bygewoon. Maar wat ons geleer het van Jesus, hy het altyd tyd gemaak vir gebed. Hy was altyd in die teenwoordigheid van sy Vader. Hy het altyd gepraat met God. Hy het nooit opgehou nie. Selfs die oomblik toe hy gevul was met die Heilige Gees by die doop, en die duiwel probeer om hom te versoek, maar die duiwel kon nie in sy doel slaag nie. Jesus se leerlinge het soveel trefkrag dat ons vandag nog daaruit kan leer. Hy het soveel preke gegee oor sy leerlinge, en dat sal nooit ophou nie. Jesus het omgegee vir elke mens. Hy het wonderwerke gerig. Hy het mense hulle nood bygestaan. Hy het baie teenkante gekry, maar niks of niemand het hom afgesit nie. En toe Jesus se laaste uur aangebreek het, toe wou Satan hom al doodmaak met 39 houe te gee. Maar weet jy, daar was genoeg bloed in Jesus se liggaam. Toe hy na die kruis toe kon stap, was daar genoeg bloed gewees om te vloei aan die kruis vir my en jou. 39 houe het hom nie vir die kruis af weggehou nie. En sy laaste uur het hy nie gekla van die pyn wat hy deurgemaak het nie.
Daar was vreugde in sy lewe op daai oomblik gewees, maar hy het geweet dat die oorwinning is behaal, want dis redding vir die mens. In Hebreërs 12 het hulle so geskryf, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, die sondes wat op hom geneem is, en daarna sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Daar in die kruis het hy elke druppeltjie bloed laat vloei. Een druppeltjie bloed was genoeg gewees om die Satan se werk te breek. Een druppeltjie bloed was genoeg gewees om die sonde te breek. Een druppeltjie bloed is genoeg om van elke siekte te breek. Een druppeltjie bloed is waar op my en jou naam geskryf staan. Hoe gaan ons optree in ons laaste uur? Die laaste uur kan ons kyk na 'n spieël van ons eie lewe. Dan sal ons besef dat ons het God van selfsprekend aanvaar vir so baie dinge, of jy nou gered is of ongered is. Ek wil graag 'n paar eienskappe uitbring. Wat sal 'n mens besef van hy laaste uur? Wie is God? Ons gaan besef, op die eerste plek, dat God is God die almagtige en die alomteenwoordige. Die enigste ware God. Ons is vasgevang in tyd. Ons is vasgevang in hierdie wêreld in plek. Maar God is nie gebonde aan tyd nie. Niks kan God bevat nie. Hy is die almagtige skepper van hemel en aarde. God wat soewerein is, hou die hele heelal in die holte van sy hande. En binne die heelal is die aarde as klein ou sandkorreltjie gevind. En dis waar ons leef. En tog is daar soveel aandag wat gegee word op hierdie wêreld van ons. Dan wonder ek, hoe durf mense om sulke verwaande woorde te spreek teenoor hierdie groot almagtige God? Hulle sal sidder voor God se heiligheid en dan het God nog nie eers 'n woord gespreek nie. Net die oomblik as hulle sy teenwoordigheid kom, dan besef hulle, dit was verkeerd. Baie mense wat vandag hulle slim hou en dink hulle soveel verskonings vir God te gee, waarom het hulle A, B, C gedoen, waarom hulle hom nie gevolg het nie. Daardie dag, kan ek jy verseker, sal hulle nie verskoning sê nie. God het net nodig om hulle eie lewe af te speel, soos 'n spieël waarvoor hulle sal staan, soos 'n video. Meneer die ateïs, daai dag sal jy besef dat ons God leef. Daar is 'n God. Daardie laaste uur sal hulle uitroep, berge val op my. Jy was bedek my voor die aangesig van God. Maar daar sal nie berge wees nie, of heuwels wees nie. Want jy gaan voor God staan, elkeen van ons. Baie wil probeer kom, wat die wetenskap ontdek het, wat sê hulle van God. Dis beter om God self te leer ken, en ontdek God op hierdie manier, want ek is verseker, dat baie van hulle wat dink, dat hulle wil meer weet as wat God geweet het, sal 'n fout maak. Want ons God is alwetend. Daarom hulle vir wie nie vir die Here ken nie. Daardie dag sal Hebreërs 10 vers 31 vir hulle 'n werklikheid word. As hulle besef hoe verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende, almagtige God. Die volgende eienskap wat ons van God sal ontdek in die laaste oomblikke van ons lewe is dat ons dien 'n God van orde. Hy het aan ons die Bybel gegee, die woord om uit te lees, om hom te leer ken, hoe om hom lief te hê, hoe om te weet dat hy is die ware enigste God, hoe ons lewenswandel moet wees, hoe om mekaar lief te hê en te mekaar te respekteer. God het 10 reëls gegee, die 10 gebooie, om ons dat ons dit moet onderhou. Ja, ons weet, ons kon dit nie reg gekry het nie. Ons, as jy een gebreek het, jy al 10 gebreek. Maar God het geweet. Die Bybel leer ons almal het gesondig en ons breek ons van die heerlikheid van God. Die samevatting van die gebooie, toe Jesus gevra is,
Wat is die grootste gebod? Het hy in Matteus 22 gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hiermee is die hele gebod saamgevat in die profete. Daar's 'n rede hoekom Jesus dit gesê het. Want eendag sal ons voor God staan en die Here gaan vra, hoe het jy jou broer en suster behandel? As jy sê, maar ek het nie geweet nie, gaan jy sê, nee, ek het die Bybel gehad. Ons kan nie onsself red nie. Slegs Jesus Christus kan ons red, omdat hy aan die kruis vir ons gesterf het. En daar het hy vir ons verwinning gegee. Hy het al reeds die prys betaal. Jesus, wie nooit gesondig het nie, het sonde geword ter wille van ons. Vir 'n ongeredde siel sal daar die laaste uur verskriklik wees en besef dat al sy goeie dade wat hy verrig het, vir hom absoluut niks sal beteken nie. Dit sal hom nie regverdig tot die ewige lewe nie. En nog 'n eienskap van God. Ons God vergewe. Hy wil graag vergewe. Hy gee elkeen 'n regverdige kans in hierdie lewe om jou saak te kom reggemaak, om te kom vra vir vergifnis. Jesaja 1 stel dit so mooi, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here sê kom, hy wil. Dan moet ons ook mekaar vergewe. Nie net vra Here vergewe my nie, maar vergewe ook die een langs jou wat aan jou verkeerd gedoen het. Want daar staan tog geskrywe in Matteus 6, vergewe ons skulde soos ons skuldenaars ook vergewe is. Ons besef uiteindelik nie hoe bevoorreg is ons om so God te kan dien, wat bereid is om ons te vergewe terwyl ons oortree het. Wat sou geword as God besluit het om ons nie te vergewe het nie? Daar was almal verlore gewees. Selfs die engele het nie daai voorreg gehad nie. 1/3 van die engele mag saam met die Satan is uit die hemel uitgegooi toe hulle teen God opgetree het. Hulle het gesondig en is uit die hemel uit verban. Daar is al soveel ondankbare mense wat vir Jesus, waar Jesus sy lewe vir ons kom gee het en vergifnis moontlik gemaak het en hulle verwerp dit. Steeds so baie mense beskuldig God van so baie dinge. En die gedeelte wat is 'n dolk wat deur my hart altyd gaan, is wanneer hulle die Here se naam uitelik gebruik. Wees verseker, elkeen wie die naam van die Here uitelik gebruik, sal nie ongestraf gelaat word nie. So baie weet dit. Hulle hoor dit gedurig, maar hulle tart God nog steeds uit. Die sonde wat jy teenoor die seun gedoen het, sal julle vergewe word, ja. Maar as jy teen die Heilige Gees sondig, sal jou nie vergewe word nie. Ons moet daar versigtig wees waarmee ons speel. Maar daar kom 'n dag, wanneer die genade van God verby is, ons dien 'n lankmoedige God. Nog 'n eienskap van God. God is regverdig. Psalm 7 vers 12 sê, God is 'n regverdige regter. Ons dien 'n God van tweede kanse. Soms mag ons die pad verbyster gaan, dan kan ons terugkom en sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Maar weet jy, ook kind van God, eendag is daar vir ons elkeen 'n beloning. Hy beloof daar in 1 Korintiërs 3, dat elkeen van ons se werke sal getoets word, dit wat ons vir hom gedoen het. Die werke sal deur vuur getoets word. Wat gaan u werke opgee eendag? Gaan dit oplewer goud, silwer of kosbare stene? Vir elke kind wat besluit het, ek is tevrede om daar in die hoekie te sit en niks van God te doen nie. Ek is gered. Maar vir God, dis al.
Ek is nie bereid om meer as dit te doen nie. Jou werke sal eendag, wanneer dit getoets word, sal hout, hooi en stoppels wees, maar daar is niks om vir God terug te gee nie. En saam met dit, het God ook beloof, as 5 trone, as 5 krone. Daar is die martelaarskroon, vir elke Christen wat gemartel is, wat gesterf het terwille van Jesus Christus. Daar is die sielewennerskroon, vir elkeen wat deelgeneem het daaraan, om die uitbreiding van God se koninkryk, mense in te wen. Elke siel, van wie jy gepraat het mee, elke siel wat gewen is. Al het jy net gebid vir 'n siel, sal dit by God tel. Dan is daar die heilig lewenswandelkroon. Almal wat rein, skoon en heilig wil leef, vir hulle is daar 'n kroon, want dit is die bruid van Christus. Ons kleed moet skoon en rein wees, want hy ons kom haal. Dan is daar die goeie herderskroon, vir elke predikant wat die woord in waarheid verkondig het, elke predikant wat gesorg het vir die kindertjies in sy kerk, wat die Here jou mee toevertrou het, is daar 'n kroon voor, wat seker gemaak het dat die woord word verkondig soos wat hy het wil hê. En die laaste kroon is die wederkomskroon. Almal wat wag op die koms van ons Here Jesus. Soos vroeër gelees het daar, party mense sê God tel hom. Die Here sê dit self. Mense sê God tel hom. Hy tel hom nie. Hy is genadig. En daardie laaste eeu ongeredde siel sal jy besef dat jy hierdie belonings het jy misgeloop, omdat jy die leuns van Satan geglo het bo God die Almagtige. Omdat jy met sonde wou gespeel het, was dit vir jou belangriker gewees as God, en daarom gaan hierdie belonings misgeloop word. Weet jy wat 'n hartseer sal dit wees, om te besef, ek kon ook dit gehad het. En daardie laaste uur ongeredde siel, wat 'n skare jy sal besef, jy gelei uiteindelik. Kind van God, dra kennis van hierdie belonings. Moenie mismoedig word nie. Hou aan om die Here te dien. Hou aan om getuienis te lewer. Hou aan om dit wat die Here op die hart lê, doen dit vir hom. Hy gaan u beloon. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig daar die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Ek het die dode klein, groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, en die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel volgens hulle werke. Selfs die doderyk is in die poel van vuur gegooi, die tweede dood. Maar as iemand se naam nie gevind is in die boek van die lewe nie, dan is hy in die poel van vuur gewerp. Meneer, mevrou, is u lewe reg vanaand vir God? Is die seker die naam is in die boek van die lewe geskryf? Vanaand is die kans om seker te maak. God bewys sy regverdigheid juis deur Jesus Christus, wat alreeds die prys betaal het vir ons. Sy kosbare bloed gevloei het. Alreeds die prys is betaal vir jou en vir my. Al wat jy moet doen, sê Here, hier is ek. O verlore siel, jy wie nie Jesus Christus wil aanneem nie, sal nooit kan beroep op God se regverdigheid nie. Jy sal nooit kan sê, God was onregverdig nie. Maar God bewys sy regverdigheid vanaand, deur hierdie woord te gee, kom maak nou jou saak met my reg, sê die Here. Die volgende punt is ons het 'n God van geregtigheid. Daai laaste uur is ons besef, dat God haat ongeregtigheid. Daar moet besonde gedeel word. En mense besef om eendag te sterf en daarna die oordeel. Net Jesus kan ons van ons sondes vergewe. Net Jesus kan dit wegneem. Maar dan moet ons 'n saak met God kom regmaak en 'n heilige lewenswandel daarna volg. Efesiërs 1 sê, ons almal
is in sonde gebore. As ek myself regverdig, ja, maar ek doen nie so bad nie. Ek doen nie die verkeerde dinge nie. Maak nie saak nie, ons almal is in sonde gebore. Al leef ons hier op die aarde, en jy nog nie lewe met God reggemaak nie, al haal jy asem hierso, is jy dood. Maar, as Efesiërs 1 sê, maar, God wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons nog dood was in ons misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Hierdie belofte kan net dit geldig aan 'n kind van God. Deur genade is julle gered. Elkeen wat sy lewe vir God kom gee, het sê God het jou deur genade gered. Dan kom 'n party mense wat sê ek kom weg met baie dinge in hierdie lewe. Baie keer doen mense verkeerde dinge. Hulle speel lekker met sonde. Hulle voel dit wel, ek kom weg daarmee. Maar laat ek jy sê, dit is 'n leuen uit die hel uit. Niemand kom weg nie, want as jy mooi kyk op na boontoe, as jy besef, God sien alles, hy hoor alles en hy weet van alles. En daai laaste uur sal jy besef hoe jou hele lewe waar jy verbyflits, hoe elke verkeerde daad deur jou lewe verbygegaan het en sal sê, dit het jy verkeerd gedoen, dit het jy verkeerd gedoen. Daarom sal ek staan skuldig voor God. Daardie uur sal jy oor weet wat dit beteken om 'n God van geregtigheid te ontmoet. Handelinge 4 sê, en die saligheid is aan niemand alles gegee nie. Toe het dan vanoggend die versie ingehaal. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is waardeur 'n mens gered kan word nie. Romeine 10. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die Here maak dit so maklik. Waarom wil ons nie die Here aanroep nie? Sonde is nie lekker, ek kan nie verseker. Want daar is net een weg, net een waarheid en een deur. Dit is Jesus Christus. Hoe verskriklik sal dit wees in daai laaste uur om te besef dat my hele lewe het verbygegaan en die Here was nog nooit deel van my lewe gewees nie. Kom maak die saak nou reg met God. Ek wil u nog 'n getuienis gee van 'n persoon. Hierdie oom het op die kerkraad gedien, hy was 'n skrywer gewees. En op sy hoë ouderdom het hy op die sterfbed gelê op sy plaashuis. Die familie het gehoor hoe daar gegil word uit die kamer uit. Dit brand, dis brand. Hulle kon later nie meer die geskree hanteer nie. Hulle besluit om die predikant te kontak wat op die dorp is. Hy kom nou aan en hy hoor hoe die oom skree. Hy stap by die kamer in terwyl die familie om die bed staan en hy vra, asseblief, gee my net 'n paar oomblikke alleen met die oom. En dan verloor die oom sy bewussyn. Hy begin te bid en sê, Here, gee my net die antwoorde. Wat moet ek vir die oom sê? En die volgende oomblik herwin hy weer sy bewussyn en hy begin weer te skree, die vuur, dit brand my, dit brand my. En hy oomblik besef hy, wat hierdie oom het nou hulp nodig, hy is besig om te verloor te gaan. Hierdie oom is aan sy laaste uur. En hy sê, oom, jy moet vandag, hierdie oomblik, jou saak met God regmaak. Anders gaan jy vir ewig verlore wees. En daar begin hy om te luister, en hy begin saam met hierdie predikant te bid, en hy kom tot bekering, en die volgende oomblik was hy rustig gewees. Maar jy kan sien hoe die vrede van God oor hom is. En toe die familie instap en wonder, hoekom is die oom nou so stil? En daar begin hy te getuig op sy sterfbed. Elke familielid wie se lewe nog nie reg is nie, sê kom, maak julle lewe nou reg, want dit, hy kon getuig wat voorlê vir hulle wat dit nie wou doen nie. Ons almal kry nie daai kans om 'n sterfbed jou lewe vir God reg te maak nie. En die volgende oomblik toe sê die oom, ek kom my haal.
Hulle kom my haal, en toe sterf hy, in vrede. Waar moet ek begin? Vanaand klop Jesus aan die deur van jou hart. Net jy alleen kan daardie deur oopmaak vir God. Bly voor God jou oortredinge. Vra vir Jesus om 'n beheer te wees van jou lewe. Bestudeer die woord van God, want die woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Bly weg van die wêreldse verkeerde dinge. Koop die tyd uit vir Jesus. Dit gaan goed met die mens wie nie die raad van goddeloses volg nie, maar met sondaars omgaan nie en met ligsinnige saamspan nie. Maar gaan goed met hulle wat hulle vreugde in die Here vind, dag en nag oordink God se woord. Want die Here sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Het u dalk geval? Het u dalk seer gekry? Voel u dat die vrugte van Galasiërs 5 vers 22 ontbreek in u lewe? Voel u dalk eensaam? Voel u dalk verlore? Voel u dat u die Here nodig vanaand? Maak nie saak hoe deurmekaar jou lewe is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Kom maak nou jou saak met die Here reg. Hy roep nou na jou. Dis juist hoekom Jesus hierdie boodskap vanaand kom gee het, om te kom sê, kom maak jou saak met die Here reg. Al hier was jy sê, ek was voor 'n kind van die Here gewees, ek het teruggeval. Kom terug na die Here toe. Hy roep jou vanaand. Die Here wil jou heel maak. Hy wil jou vertroos. Hy wil hê dat elke siel moet gered word. Kind van God, as jy dalk mismoedig vanaand, dalk is die aanslag van die lewe baie groot op jou. Moenie mismoedig word nie. Die Here is met jou. Buig net neer voor die Here en hy sal jou nuwe krag gee. Want ons is meer as oorwinnaars. Die orkes kan na vore kom, asseblief. Vertrou op die Here. Ons weet nie wat dit is daai laaste uur nie. Vanaand het ons elkeen 'n kans om ons lewe vir God reg te maak. As jy enigstens voel daar's enigiets in die lewe wat nie reg is nie, een sonde is genoeg om 'n skeidsmuur te vorm tussen jou en God. Moenie kanse vat nie, moenie met jou siel speel nie. Kom vanaand, kom maak reg met die Here. Kind van God, hou aan vir die Here te veg. By die einde van die wedloop, wag Jesus vir jou daar. Dink net hoe bly gaan hy wees om te weet, my kind het dit gemaak. Amen. Jy kan na die tyd kom, as jy enigstens voel, dat jy wil die saak regmaak. Ons sal hier voor wees, ons nooi jy uit, moenie huis toe gaan nie. Kom maak vanaand die saak reg. Dankie. Sweet the sun.
Geen sonde is groter as God se genade nie. As jy voel jou lewe val uitmekaar uit, kom maak die saak by die Here reg. Ons weet nie wanneer is daai laaste uur wat aanbreek nie. Kom vanaand, maak seker. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou hef en aan jou vrede gee. Totdat Jesus kom. Amen.